Hallo, baie welkom by nog 'n episode van Remoer. Hierdie is episode 12. Alnika, hoe was jou week gewees? Hallo, my week was lekker geweest, dankie. Dit raak ek moet sê die werk is amazing. Ek freaking werk so lekker daar. Ekskuus, ek gaan net net so lig net bietjie uitsorteer. Beter, ek weet nie of dit Ja, dit dis is. fyn. Ja. Maak nie regtig saak nie. Ek werk baie lekker, leer nuwe goeters. My week soos al is dit baie besig en al voel dit asof ek bietjie te mekaar is, ek werk regtig lekker. Die mense is nice, die environment is nice. Ja, ek werk lekker. So my week was nice en baie ander goeders gebeur en persoonlike lewe is onttrek in my opinie. Ek weet nie, ek voel asof ek my short-term life goals reach. My long-term Nice. life goals is op pad. Ek hoop. So ja, life is Okay, good. nice. Hoe was jou Dis week goed. gewees? Ja, ook heel okay gewees. Ons het laasweek 'n groot projek waaraan ek gewerk het vir 'n hele ruk, finally gerelease en dit was my eerste as groot webinar gewees, so dit was exciting. Ja, dit het goed gegaan. En dit is ook eintlik een van die redes, soos ek wil kom by die punt oor waaroor ons gaan praat hierdie week. Sorry, miskien moet ek net sê, ek het vir my voor die tyd gevra, was ek so oranje. Nee, ek het nie 'n spruituin gaan kry nie. Ek kom weer kaart op die tafel en die tafel laat my oranje lyk, want die tafel is 'n ligte houtkleur. Maar anyway, so ek het nou laasweek het ek gedink aan al die tyd wat ek eintlik spandeer het aan die projek of die paper waaraan ek gewerk het. Maar ook die feit dat ons actually soos die episodes begin doen het en net hoe dit mense laat gemaklik voel om te praat partykeer. Al is dit nou nog steeds 'n bietjie moeiliker vir my partykeer om dit in Engels te doen omdat dit nou nie my ek dink nog in Afrikaans. Is dit vir my interessant geweest toe ek agterkom dat ek eintlik baie van die keuse wat ons gemaak het om hierdie podcast half te begin, het baie van ons tyd weggevat van goed wat ons op ander maniere sou spandeer het. En toe het ek eintlik gedink dit is 'n goeie punt om te begin gesels oor. Vir wat dink jy is dit wat ons laat besluit het om die podcast te maak en dan hoe dit relate met soos hoe mens besluite maak oor die algemeen. Wat dink jy is dit wat beïnvloed hoe mens hoekom jy 'n sekere ding besluit op die einde van die dag? Dis baie funny want for some reason is dit ook dit het baie te doen met die tipe podcasts waarna ek luister wat ek nog steeds nie 'n lys vir opgesit het. Sorry guys, lewe is busy. En hulle praat actually oor soos emotions en choices. So daar is 'n studie gedoen actually oor dit en hoe of die studie gaan actually oor of ons emosies nodig het. Okay. En waarop dit neerkom is ja, ons het emosies nodig want as ons nie emosies het nie, sal ons nooit 'n besluit kan maak nie. So hoe hulle by hierdie result uitgekom het is daar was 'n ou, hy het breinskade gekry op die deel in 'n mens se brein. Ek kan nou nie presies onthou wat daai deel is nie. Just go Google it, ek seker jy sal dit kry, maar daar's 'n deel in jou brein wat die emosies van jou regulate. So dit is waar emosies voorkom in daai deel van jou brein. Anyway, en hy het breinskade gekry op daai deel wat verhoed het dat hy emosies het. So hy was net soos 'n persoon sonder emosies. Wat ek kan dit nie imagine nie, maar ja, imagine soos 'n ek kan ook nie eintlik soos ek probeer nou dink en die eerste voorbeeld wat in my kop opgekom het is Lex Fridman, maar dit is soos regtig die verkeerde voorbeeld om te gebruik want Lex Fridman in sy freaking awkwardness is hy actually baie emotional. Maar anyway, it doesn't matter. Kom ons praat nou nie regtig oor ander mense nie, maar anyway, so toe vra hulle vir hom, okay, wanneer kan hy weer inkom? Hierdie is die 2 dae wat hy op het, nê? Wat hy het om van te kies. En
dit het hom omtrent 2, as ek nou reg onthou, 2 ure gevat om tot 'n besluit te kom. En hy het actually nie tot 'n besluit gekom nie. Hulle het actually net 'n voorstel gemaak en toe het hy saamgestem. Okay. So ja, so waarop dit neerkom is ons het emosies nodig om 'n besluit te maak. Ek En dink as ons nie emosies ja. het nie, dan gaan ons nooit 'n besluit kan maak nie. Ons gaan net saamstem. So as jy nou vir my sê, kom ons sê byvoorbeeld, jy sê vir my, watter tyd vir die podcast opname sal vir my beter werk. 2 uur die middag of 3 uur die middag. En ek, in teorie, het nie emosies in die sin van daardie deel van my brein is beskadig dat ek nie emosies het nie. So daai connection is net nie meer daar nie. So ek het nie emosies nie. Okay? Ek gaan nie 'n besluit kan maak nie. Ek gaan die hele tyd gaan soos wat van 2 uur, ag nee maar wat van 3 uur, ag nee maar wat van 2 uur, ag nee maar wat van 3 uur. En dan gaan jy eventually gaan, want ek ken jou en jy raak vinnig ongeduldig. Jy gaan soos, ag kom ons doen dit net 2 uur, dan gaan ek net gaan, okay ja, 2 uur klink reg. Verstaan? Soos daar's net geen manier vir my om te gauge wat reg is nie. Selfs soos ek wat nou emosies het en jy wat vir my sê, okay, kom ons doen dit vandag, argumentsonthaalwe op 'n Dinsdagmiddag of 'n Woensdagmiddag of 'n whatever. Dan gaan ek gaan, okay, ons kan dit doen, maar ons moet dit doen tussen 4 uur en 5 uur, want ek wil 5 uur ry om te gaan oefen. Of ons moet dit doen tussen 12:30 en 1 uur, wat nie, dis nooit moontlik nie, want ons praat altyd langer as 'n halfuur, want dit is my lunchtyd. Verstaan, dis emosies en die emosies gepaard met daardie besluite is, een oefening is vir my belangrik en ek hou daarvan, so ek gaan nie dit wil mis nie. En daai feeling van ek hou van oefening is 'n emosie. Selfs soos met dis my werksure en ek wil nie dit oorskry nie, want ek het 'n commitment gemaak en ek hou van my werk en is vir my lekker om te werk en ek het daai feeling van verantwoordelikheid. So dit is emotions wat ultimately ons besluite beïnvloed in die sin van ons actually kan besluite maak. So ja. ek verstaan wat jy sê. Wel, sorry, ek dalk net gou eers sê, ek weet nie of dit die persoon was nie, maar dit mag ook, miskien klink die naam bekend, Phineas Gage. Ek het hom opgebring in ons gesprek oor dus vryheid van keuse. Wat was daai episode se naam? Maar onder andere ja, ek dit mag dalk hy wees. Dit het deur sy frontale, ek dink dit was sy soos linker frontale cortex of lob of wat ook al jy dit noem, ek nou nie so fancy nie. Maar ek weet dit beïnvloed obviously dan nou jou persoonlikheid en jou emosionele regulasies en so. Maar ek dink wat vir my, dis 'n side note, maar wat vir my interessant is van wat jy sê en dit bring my presies by waarna ek gedink het. En ek moet erken, ek kom obviously nou na hierdie uit 'n tipe van 'n ekonomiese agtergrond uit, want dit obviously beheer baie van hoe ek dink oor dinge. Maar soos ons is baie geneig om te dink ons besluit alleen. En al hoe ek eintlik, soos wanneer dit by baie groot en baie belangrike keuses kom, dan kom ons agter, maar dit is nie net ons wat besluit nie. Dis die faktore rondom ons ook wat vir ons besluit. En ek stem saam met jou dat ons emosies het 'n baie groot invloed, maar vir my die stapie voor dit is wat beïnvloed ons emosies. En dan kan mens begin kyk na soos hormone en sulke tipe goed. En ek dink nou nie ons wil die gesprek in daai rigting vat nie, want ek dink nie een van ons weet noodwendig genoeg nie. Maar as ek nou en also jy is besig om nou te raak, ekskuus ek val jou in die rede, maar jy is besig om te raak nou weer aan die gesprek van freedom of choice. En of ons actually ja, so kom ons bly net weg van dit, want dit gaan net weer spiral wees. Ja nee, ek sal het geen weer intent daar om so toe te gaan nie. Ja, ek het geen intent om so toe te gaan nie. Maar as ek dink byvoorbeeld aan iets soos dopamine of ietsie soos oxytocin. Oxytocin gaan byvoorbeeld
obviously nou as jy goed voel wanneer jy by iemand is, gaan dit jou keuse beïnvloed oor of jy weer by daai persoon wil wees byvoorbeeld. Maar anyway, kom ons sit dit eenkant, ons wil Ja, nou nie oor die hormone praat nie. dink jy nie intuition het ook 'n rol daarin nie, soos jou letterlike gut feeling. Okay, kom ek sê net eers daar is actually 'n nerve in 'n mens se liggaam wat jou intuition is, right? So intuition is nie net 'n la-di-da feeling nie, dit is 'n actual scientific thing. Soos ek dink intuition het ook 'n invloed op 'n mens se choices. Want I mean, soos wat jy nou sê, soos jy sal nie weer kuier saam met iemand saam met wie jy like hulle nie. Maar tog tot 'n mate is dit ook 'n vorm van intuition. As jy nie van iemand hou nie, maak dit so irrelevant van watter feeling dit is of hoekom jy nie van hulle hou nie. Daardie intuition wat jy het oor daardie persoon sê nog steeds vir jou soos it's not a good idea. Stelle met as ek nou dink aan mating preferences, het jy geweet dat daar's 'n rede hoekom ek hierdie opbring, maar het jy geweet dat kom ons sê ek en jy, dit sal nooit gebeur nie, maar kom ons sê ek en jy like mekaar. Die enigste rede hoekom ons actually mekaar attractive vind, in die sin van romantiese sin, soos in ons gaan eventually eendag procreate, is my unconsciously, wel, tot 'n mate is dit seker maar conscious, maar unconsciously is daar 'n reuk wat jy afskei wat vir my 'n indikasie gee van wat jou genetics is en vice versa. As jou genetics baie similar is as myne, dan gaan ek nie wil procreate met jou nie en ek gaan jou nie attractive vind nie, most probably, want dit is incest. Of jy verstaan, soos evolutionary. Dit is nie voordelig dit is nie voordelig vir die sterkste evolutionary outcome nie. Yes. So ek verstaan wat jy sê. Ja, en ek dink beïnvloed ook ons besluite. En ek dink daardie selfe funksie kan toegepas word op vriendskaplike verhoudings. So as ek gaan soos ek gaan nie soos op 'n fisiese basis nou, ek is dadelik afgesit as iemand nie lekker ruik nie. Ek is jammer, soos ek wil nie om daai persoon wees nie, maak nie saak hoe nice jy is of wat ook al nie, as jy nie lekker ruik nie, dan hoekom gaan ek dan om jy wil wees? En dit klink baie lelik, maar dit is net die waarheid. En jy hoef dalk nie eers te ruik so sweet nie, dis maar letterlik net vir my ruik en nie lekker nie. Ander mense mag dalk dink, "Jessie, hy ruik soos 'n Griekse god," of sy ruik soos 'n freaking goddess. Soos is nou maar net dit is so, ja. Ja. Ek weet nie of mense dit heeltemal kan kategoriseer as, welkom ek sê eers, ek stem 100% saam met jou, ek is bewus daarvan gewees en ek dink dit is obviously 'n baie groot faktor in die tipe besluite wat ons neem. Maar om aan die punt te raak van intuition, wat ek eintlik al 'n bietjie wil afskei van dit, want ek dink intuition is meer soos ek dink nie mense kan dit intuition noem as jy praat van die pheromones wat mense afskei nie, want ek dink dit moet dalk eerder geval word onder soos die hormone tipe afdeling van hierdie gesprek. Maar as jy praat van intuition spesifiek, dan dink ek dink byvoorbeeld, as ek dit reg verstaan, ten minste is daar so twee sisteme waarvolgens mens dink. En dan die eerste een sal jou intuïsie wees, waar soos dis 'n vinnige tipe aksie en ek dink dit hang af van jou tipe van jou mental shortcuts, as ek dit so kan noem. Soos dis die vinnige dinge, as daar nou maar 'n veg of vlug reaksie, jy moet 'n vinnige judgement maak, dan maak jy gebruik van jou intuïsie. En baie van dit is dan natuurlik onbewustelik of soos in jou onderbewussyn wat jy baie keer hierdie besluite maak. Dis obviously ek dink ons verstaan almal wat intuïsie beteken. Maar as jy dink aan die tweede deel, dan dink ek eerder byvoorbeeld aan soos dis nou die tipe keuses wat jy soos reg gaan nou regtig 'n paar dae gaan sit en dink oor hierdie keuses. En ek meen jy dink nou nie regtig noodwendig 'n paar dae oor of jy regtig met iemand wil vriende wees nie. Tensy julle vriende was en ons obviously konflik, maar ek meen as jy 'n nuwe persoon ontmoet, jy weet
gewoonlik of jy voel aan of jy moet daaroor gaan dink. En dit is gewoonlik die wat jy aanvoel oor wat jy makliker mee na die tyd weer oor die weg gaan kom. Want dit flou bietjie meer natuurlik. Maar Wel, ek wil okay. baie graag ja. Net Ek wil baie net om graag vinnig ja. Okay, gaan eers. net om vinnig te sê, ek dink nie dit is reg om die assumption te maak dat almal verstaan wat is intuition nie. Okay. Want so maybe as jy wil verduidelik wat intuition is and then continue. Ek dink dit is net soos die ek weet nou nie wat die Afrikaanse woord is vir ability nie, maar dis is die verstand om net iets instinctly te weet. Soos jy weet net sonder dat jy consciously regtig hoef te besluit of soos 'n gedetailleerde analise hoef te doen oor hoekom iets soos wat die reasoning agter iets is, weet jy net. Jy het daai gut feeling. Dus jy het net 'n wete van jy weet en dit kom vinnig en sonder effort. Dus dis half 'n ek weet nie of dit regtig 'n goeie definisie is nie, maar ek dink dit is moeilik om intuïsie te verduidelik. Enigste manier wat ek dit eintlik maar kan verduidelik is om te sê dat ek dink dit is 'n instinktiewe weet sonder dat jy regtig vir jouself moet verduidelik hoekom jy dit dink. Dis maar 'n sesde sintuig dink ek. Maar wat ek eintlik soos wat ek vroeër wou by uitkom en toe die gesprek nou 'n bietjie van 'n ander rigting ingevat is die manier hoe ek baie keer oor keuses dink is daar's net en dis hoekom ek verduidelik het van dat ek nou dink ek dink is geneig om te dink uit 'n ekonomiese agtergrond uit, maar is dat ek dink daar's 3 redes hoekom of 3 dinge wat eintlik mense keuses beïnvloed. So ek stem nou obviously saam oor die hormone en baie van die intuïsie, maar ek dink in terme van die tweede deel waarmee mense dink, dis daai system 2 wat ek vroeër gesê het is ek dink wanneer jy gaan deliberately sit en dink oor iets, dan hang dit af van die scarcity, soos die hoeveel daarvan 'n sekere ding is en ek gaan nou verduidelik hoekom ek dit sê. En dan ook wat dit jou gaan kos om eintlik hierdie keuse te maak. En ek dink byvoorbeeld aan jy wat verduidelik het van jy moet nou beplan hoe laat ons hierdie episode gaan hê en ook beplan oor wanneer jy gaan oefen en hoe lank jy gaan werk en so. En dit is alles omdat daar 'n skaarsheid van jou tyd is. Dus jy het net 'n beperkte hoeveelheid tyd en jy moet daai tyd so hanteer sodat jou opportunity cost is jou dit wat dit jou gaan kos as jy dit nie doen nie so min as moontlik is. En dis my dus dit is die manier hoe ek oor baie van my keuses dink. As ek spesifieke keuse het, is obviously ek dink ek is die tipe persoon wat nie geneig is om iets te verskriklik in daai sin te oordink nie. Ek oordink baie van die ander dinge in my lewe. Maar ek hou daarvan as goed vinnig gebeur. So ek dink ek is baie meer geneig om 'n keuse te maak. Ek het nou net gesê jy is ongeduldig. Ja, presies. Ek's ongeduldig om my keuse maak en keuses maak ook. Ek hou daarvan as soos ons is in die proses om te trek en dis my such a drag along om nou nog in die woonstel te wees en alhoewel ek so smal is oor die woonstel, is dit nou 'n drag. Dit is om 3 weke oor. Ek het nie geduld om te bly nie. Dit toets my geduld, maar ja, ek het ook of ongeduldigheid in die manier hoe ek keuses maak. En ek weet nie of dit 'n unconscious manier is om my eie tyd te spaar nie, maar anyway. Ek dink iets wat ons ook oor kan praat is cognitive biases en hoe jy dink dit beïnvloed ons keuses. Ek weet dis iets waarvan jy ook nogal gereeld praat, is die feit dat baie van hierdie soos dis iets wat jy nie noodwendig raak sien in jou eie reasoning nie. En ek dink dit het nogal baie te doen met partykeer inherent goed wat jy het. Soos ek dink baie van ons confirmation bias is baie meer geneig om as 'n intuitive ding te kom as dit noodwendig iets is waaroor jy gedink het, want obviously as jy daaroor gedink het, dan sou jy nie in die eerste plek wat daai bias gehad het nie. Ja, ek weet nie, dink jy dit beïnvloed ons keuses? Kan ek net gou teruggaan op jou die 3 goeters waarvan jy gepraat het oor jy gaan dalk net weer vir my moet vra wat jy nou net gevra het, just saying. Die 3 goeters wat ek gesê het, wat jy gesê het, jy dink jy maak besluite soos 'n ekonom. En sure, by all means, jy doen. Maar kom ek sê ook tot 'n mate is dit nog steeds emotionally bound, want wie besluit wat is jou
jou scarcity. Jy heg emosionele waarde aan die feit dat jy tyd sien as 'n currency in jou lewe. En dit is nog steeds 'n emotional thing dan. So al gaan jy deur 100%. daai 3 stappe, dit is alles nog steeds emotionally bound. Jou Sorry, keuses ek het word nie, nog ja. steeds emosioneel bepaal. Ek dink nie ek het 'n goeie verduideliking dan gegee nie, want of ek moet dalk eerder net 'n bietjie uitbrei. Ek sê glad nie ek maak keuses soos 'n ekonoom nie. Ek dink die hele definisie van ekonomie in my opsig, as jy nou die finansiële dele daarvan afsit, maar ek sê net as jy die finansiële dele daarvan afskei sodat ek nie dit nou hoef te verduidelik nie, maar dit ook ingesluit, dink ek is so 'n dis die studie letterlik van mense se manier van dink en hoekom mense verskillende keuses maak. So ek dink glad nie dit is in 'n tipe van 'n analitiese manier van ek dink net okay, stap 1, wat is my skaarste ding? Stap 2, wat is my opportunity cost nie? Ek dink 100% dit is gereguleer deur jou emosies, gereguleer deur hoe jy op daai oomblik voel, gereguleer deur die tipe dinge waaraan jy waarde heg. So 100%. Ek is eintlik bly jy dit nou gesê want dit is 'n baie belangrike ding vir my eintlik ook te clarify. Ek sê nie dat ek maak keuses soos 'n ekonomie, dis 100% deel van waar jy waarde heg. En in hierdie opsig, ek het eintlik die voorbeeld van waar jy waarde heg gebruik het, omdat ek weet jy heg waarde aan jou tyd en jy heg waarde aan jou werk, en jou fan. En die mense in my lewe. Ja, en ja, net alles presies. eintlik. So ek dink verseker dit is maar dit was 'n baie belangrike ding wat jy uitgewys het. Ek dink ek gaan net weer vir jou vra, soos dink jy dat cognitive bias 'n rol het in die tipe keuses wat ons neem? En ook ek kan dit dalk net so 'n bietjie uitbrei deur kan ek 'n storie, het ek al die storie vertel van 9/11 en die CIA? Okay, ek gaan net 'n vinnige storie hierso vertel. So met 9/11 en asseblief as enigiemand soos dink ek mis verskriklik baie van die storie, verskoon tog maar ek is maar my eie interpretasie van dit. Maar met 9/11 op die stadium van 9/11 en voor dit is daar 'n groot hoeveelheid van die CIA mense wat dit was almal een tipe, soos half een tipe mens. Dit was 'n heel moontlike blanke man gewees. En dit was vir baie jare die geval gewees. En so in oploop na 9/11 toe, hier is nou baie verkorte weergawe. In oploop na 9/11 toe was daar 'n series van waarskuwings, so gesê, wat uitgekom het wat gesê het hoor daar gaan 'n terroris wat soos aanval wees. Maar dit is nie noodwendig, daar is nie noodwendig nie, daar is nie tyd en befondsing en resources gegee aan om seker te maak dat dit nie gebeur nie en ook om dit ernstiger op te neem nie. So wat toe nou gebeur het is dat na 9/11 is daar baie mense wat gesê het, hoorie maar die CIA mense kan nie actually so goed wees as hulle regtig nie as hulle so obvious ding gemis het nie. Maar in retrospek is dit vir enigiemand baie obvious. So ek dink nie dis 'n baie goeie argument as ons net sê hoorie hulle is nie goed nie want hulle het dit gemis nie. Want ons almal sê dit in retrospek uit. Maar toe wat ek geleer het is dat soos uit ek dink dit was in ek gaan nou die datum butcher, maar kom ons sê 2001 soos aan die begin van die jaar. Was ek dink daar 1 of 2, dit was 'n verskriklike klein hoeveelheid van die mense wat die clandestine officers wat gegraduate het, wat die mees populairste taal kon praat wat in Afghanistan gepraat is. En ek meen vir jou om te verstaan wat in ander lande aangaan is die eerste ding kind of om die language te leer ken. Ja. So dit was my okay, so die punt waarby ek eintlik wil uitkom is dat die rede hoekom hulle heel moontlik hierdie tipe goed gemis het, is omdat hulle nie verstaan het, sê nou maar, hoe belangrike rol geloof en in daai sin hulle oortuigings van 'n sekere ding 'n rol gespeel het in die terroristiese aksies op die ou einde van die dag nie. Omdat hulle uit 'n ander kultuur en 'n ander objektief uitgekyk het. En mens kan hulle basies nie kwaadlik neem vir die feit dat hulle dit gemis het nie, want hulle kon dit nie verstaan het nie. En ek dink dit wys baie terug vir my na die feit dat daar verseker cognitive bias is en tot 'n mate dat dit 'n blind spot in baie van mense se keuses is.
Dink jy dit is so, dink jy dit is glad nie die geval nie? Dink jy dis iets wat ons actually kan verander of nie regtig nie? Jo. Ek moet nou dink. Kan ek iets hierso ingooi? Ja. As jy byvoorbeeld dink aan die oplossing vir dit, né? So ek dink nie die oplossing is noodwendig om te sê, okay, weet jy wat, kom ons hou al hierdie, en ek moet dit dalk duidelik maak ook dat ek is nie die tipe persoon wat hierso gaan kom staan en sê nee, maar ons moet nou 'n diversiteit kwota in elke werk of elke plek hê nie. Maar ek dink nie die oplossing vir hierdie is om te sê, okay, weet jy wat, kom ons vat al die blanke mans wat in die CIA was en ons stuur hulle vir education courses nie. Ek dink nie dit gaan werk nie. Ek dink die oplossing hierso is om te sê, weet jy wat, kom ons introduce some diversity. Nie op 'n mate van volgens jou ras nie, maar op 'n mate, jy moet obviously nog steeds dit kan actually doen. Jy moet nog steeds obviously merit hê vir dit. Maar ek dink die feit dat jy die ander mense in jou werksplek het wat alternatiewe perspektiewe het en van alternatiewe agtergronde afkom, inherently maak dat baie van hierdie cognitive biases nie noodwendig verander word nie, maar uitgewys kan word en dan 'n baie meer proactive half manier het om dit te kan counter. So ek dink nie, ek persoonlik met die limited kennis wat ek het, dink nie mens kan noodwendig jou cognitive bias net verander nie. Dink jy kan dit identifiseer en op 'n manier dit probeer counter. Of dan consciously at least besluit om 'n alternatiewe keuse te maak. Maar tot 'n mate dink ek stem ek saam met jou. Cognitive bias is basies my idee van die wêreld wat ek gebruik om ander mense te sien. En die enigste manier hoe ek dit kan bepaal wat my idee van die wêreld is deur een life experience, life exposure en wat ek consume. So en in vandag se tyd is dit wat jy consume byvoorbeeld baie gebaseer op jou way of thinking, want jy kry algorithms wat jou social media heeltemal structure vir jou. So tot 'n mate stem ek saam met jou. Die samewerking van verskillende generasies, verskillende rasse en verskillende klas mense, obviously weer eens soos jy sê, daardie mense moet nog steeds merit hê. Soos dit help ook nie ek wat in broadcasting is nou op die stadium werk met iemand wat niks weet van soos wat ja. So my company waarvoor ek werk is Afrikaans en Engels. As ek met iemand moet werk wat nie Afrikaans of Engels verstaan of kan praat of kan lees of kan skryf of wat ook al nie, dan gaan ek nie met hulle kan werk nie. Okay, sure. Maar as jy Afrikaans of Engels kan praat en lees en skryf en hoor en whatever verstaan, dan by all means, jy kan geleer word, jy kan baie opportunity gegee word. So en verskillende mense obviously het verskillende invloede op 'n mens. Soos jy het baie groot invloed gehad op my lewe en het nog steeds en vice versa. So en ons kom letterlik uit twee verskillende huishoudings. Ja, sure, die basic is daar, soos ja, jy is 'n sibling van 2. Jou ma en jou pa is nog saam. Jy het hoërskool toe gegaan, jy het gaan swat en jy het skool klaar gemaak, actually, jy het 'n graad klaar gemaak, actually. Ek is een sibling van 2. My ma en my pa is nie geskei nie, hulle bly nog by mekaar, hulle is lief vir mekaar, selfs soos wat jou ouers is. Soos like die base level van ons huishouding is dieselfde, maar ons kom uit twee verskillende huishoudings uit, nog steeds. En ek dink ewen mens kan so ver gaan as om te sê die ma en die pa wat
jou boetie gehad het of wat my broer gehad het, is nie dieselfde ma en die pa wat ek gehad het nie, want hulle was 'n ma en 'n pa vir 'n dude, vir 'n seentjie. Waar ek en jy die ma en die pa gehad het wat hulle sou en is en was vir 'n girl. So it's not the same, still not the same. Ja. Die verhouding wat jy het met jou broer is nie dieselfde as die verhouding wat ek het met my broer nie. En hierdie sal ook meer sin maak obviously as ons die Balia Ma episode heeltemal klaar maak. Maar dit is goed om interaksie te hê met ander mense wat dalk nie in, kom ons sê, ancient times in dieselfde tribe as ons sou gewees het nie. Want daardie interaksie, dit spark innovation en dit spark creativity. I mean, imagine net ons almal lewe in 'n wêreld waar almal dieselfde dink, dieselfde aantrek, dieselfde kleur van hou, dieselfde groot geword het. Dit gaan so boring wêreld wees want there's just not going to be any creativity. So Ja, maar ook ek dink dit kom terug by die punt van die belangrikheid van om verskillende mense rondom jou yes. te hê. Ja, Want ek en meen- ek verstaan, as ek val jou in die rede, ek verstaan dat die westerse society nog steeds, al is daar baie inisiatief van ander mense af, soos feminists of enige activists eintlik. Ek verstaan dat in die westerse society is daar nog steeds die idee van die hegemonic masculinity, so die typical male. Die typical male wat supposedly top of the social hierarchy is. En to be honest, ek dink nie dit is meer so nie. Ek dink nie die hegemonic masculine male is meer top of the social hierarchy nie, veral nie in Suid-Afrika nie. Maar ons gaan nie in politieke nie. Ek dink dat die idee van hegemonic masculinity, sure, dit mag dalk gebaseer wees op social op social constructed hierarchies, maar dit is net weer eens net 'n base level, want gaan nou na byvoorbeeld elke heterosexual male in ons land wat toevallig wit is byvoorbeeld, nie een van hulle gaan dieselfde tipe vorm van masculinity wys nie. So die hegemonic masculinity is net 'n base level, soos wat my en jou se huishoudings 'n base is. Soos die twee siblings, die ma en die pa wat nog getroud is. Net 'n base. Maak nie saak of ons in dieselfde tribe is byvoorbeeld of nie, it's still gonna be different, which is nice. Maar as jy vinniger innovation wil hê en vinniger wil improve in thinking ways en meer kreatiwiteit spark, sal dit beter wees om net te engage. Jy hoef nie, ek sê nie soos ek moet nou gaan trou met 'n moslim of ek moet nou gaan trou met 'n boeddhist of wat ook al nie. Soos jy hoef nie dit te doen nie, maar daai engagement met ander mense, al is hulle net in jou environment of om jou. Jy hoef nie te kommunikeer met hulle nie, net om hulle in jou presence te hê, het 'n invloed. Ja, so ek stem saam met jou. Dis eintlik waarop ek neerkom. Ek dink jy raak 'n belangrike ding aan in die sin van confirmation bias ook, wat dan nou tipe cognitive bias is. En ek sê dit want dit is obviously baie gerusstellend om rondom mense te wees wat soos jy dink. Ja. En dis baie bevredigend en motiverend om te hoor dat mense rondom jou dieselfde dink. Ek dink dit byvoorbeeld is hoekom mens byvoorbeeld
'n girls day het waar jy en jou vriendinne bymekaar kom en julle kan kla en kerm en oor allerlei klomp nonsens. Want jy weet, as ek nou, kom ons sê ek vertel 'n storie by 'n girls day en jy gaan, ja, nee, ek sou presies dieselfde gedoen het. Dit is presies confirmation bias. Ja, Dit is presies. hoekom ons, Maar ja, dis hoekom ja, ons dit nee, doen. 100%. Ek Vir dink daai byvoorbeeld validasie. aan 'n storie, of is nie 'n storie nie, maar aan 'n en weet jy, ek gaan hierdie butcher, maar dis hoekom ons hierdie het, sodat ons dit kan butcher en na die tyd kan weet, okay, weet jy wat, ek het hierdie gelees, maar ek kan nie onthou nie, so moet ek ook weer gaan lees. So hierdie is ons free space, safe space. So in een of ander British law was daar is 'n wet gewees, ek dink in die 1970s, dit mag dalk maybe 1870s anyway. Gebaseer op 'n tipe van 'n property tax wat mense moet betaal. Maar die groep mense wat die law deurgesit het, is almal mense uit dieselfde agtergrond uit gewees, met ander woorde Oxford, Cambridge, prestigious institutions. So almal kom ook uit baie van hulle, of wel almal van hulle kom uit welgesiene huishoudings uit. Die tipe mense wat op baie fancy plekke gaan vakansie hou het, nooit regtig swaar gekry het nie, jou daai tipe mense. Jou rich bitches. Ja. Ja. En hulle het nie regtig verstaan op die ou einde van die dag. Ek onthou spesifiek die voorbeeld van 'n ou gesin, ou man en vrou wat in public communications nou gevra het, hoorie, maar wat van ons wat dit regtig nie kan bekostig nie, want dit het onder andere nou gegaan oor dat ryk huishoudings sou minder betaal het proporsioneel tot hulle inkomste en armer huishoudings en middelklas huishoudings meer. En ek onthou hulle het spesifiek gevra, maar wat van ons armer mense wat dit regtig nie kan betaal nie? En die een persoon se antwoord op dit was, ag, verkoop nog een skildery. Just sell another picture. En ek meen, dit is, en okay, die punt waarby ek eintlik wil uitkom is die feit dat daar is gesê van hierdie groep, is daar altyd gesê dat hulle so goed oor die weg gekom. Hulle het so goed saamgewerk en hulle was regtig 'n baie efficient groep mense en hulle het regtig produktief saamgewerk. En die rede vir dit is dat daar nie verskil tussen hulle was nie, en dis omdat daar konstante tipe van 'n confirmation bias rondgegaan het. En jy het 'n belangrike ding aangeraak in die sin van dat jy gesê het, jy hoef nie regtig met hierdie mense te kommunikeer nie. Maar ek verskil eintlik 'n bietjie daarvan. Ek weet dis nie presies wat jy bedoel het nie, maar ek verskil in die sin van dis juist deur kommunikasie met hierdie tipe diversiteit dat dit vir jou uitgewys kan word. En ek bedoel nie white guilt nie. Ek wil dit net baie duidelik maak hierso, want ek dink dit kan maklik. Ek dink nie in die groep mense wat na ons luister gaan dit 'n probleem wees nie, maar dit kan in 'n sin as 'n probleem gevat word. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sê ander tipe confirmation bias wat mens het, wanneer jy net in mense se teenwoordigheid is wat presies saamstem met jou. Ek meen, dis hoekom ek hou van die tipe verhouding wat ek en jy het. Ons kom uit, soos jy gesê het, 'n similar base uit, maar die leiers wat ons maak wie ons is, maak ook so dat dit op 'n situasie uitwerk waar ons mekaar ons confirmation bias baie keer kan uitwys. Of ons dan op die ou en 'n saamstem of dit 'n bias is, weet ek nou nie, maar of dit 'n cognitive bias is, weet ek nou nie, maar anyway. Ek dink die belangrike ding ook, die overarching idee wat ek dink jy oorgedra het, is dat mens nie, jy moet nog steeds obviously merit hê, en ek dink is daarvoor belangrik om dit net bietjie te refine en te sê, ek dink nie die situasie by die CIA sou opgelos geword het deur net enigiemand in die posisie in te gooi nie. Die idee is net dat dit oop is vir almal. En in daai sin dan oop is vir mense wat wel voldoen aan die kwalifikasies en wel van 'n ander agtergrond af is. Want meeste van die mense was ook op die einde van die dag soos jou middelhoër inkomste klas mense gewees. Maar anyway, ja, ek dink net dit was 'n interessante ding gewees om oor te dink. Ons kan heel moontlik die gesprek hier afsluit as jy nie nog iets het om te add nie. Ja, nee, ek dink hier is 'n goeie einde. Dit is ek dink ons los onsself en ander mense wie ook al nou sou luister na hierdie met die idee en die ding om oor te dink van as ek nou besluit maak hoe baie mense nie het 'n invloed nie, maar allow ek myself om te gaan soos hierdie mag dalk 'n baie
net die regte besluit wees in my kop en nie die regte besluit wees in die general population of in wat ook al. So ja, dit is ja, ek dink dit is 'n goeie einde. Ek stem saam met jou. Dit maak my verseker meer bewus daarvan of dit maak my verseker meer conscious om bewus te wees van hoe my keuses vir my oorkom en hoe dit in ander mense se oë mag oorkom dalk, maar ook oor hoe dit ander mense beïnvloed. En ek dink verseker om dit is 'n goeie ding want ek voel as mense besluit maak, groot of klein, ek praat nou nie van as jy 'n chocolate moet kies of wat ook al nie. Maar as jy nou 'n besluit moet maak, so jy dink, hoe gaan dit jou lewe beïnvloed? Hoe gaan dit jou toekoms beïnvloed? Gaan dit jou toekoms vir die beter beïnvloed of gaan dit jou toekoms jy moet altyd maar dink aan die resultate, no matter how big or small. Selfs, okay, tot 'n mate kan jy seker maar gaan, selfs as jy 'n chocolate kies, jy gaan, okay, KitKat of Flake, okay, in my geval sal ek altyd 'n Flake vat, want ek like Flakes is my favorite, maar KitKat of Flake, dan moet jy gaan, okay, Flake, maar is die Flake regtig so 'n goeie idee? Dit is in die week, ek eet nie chocolates in die week nie. Is dit 'n good idea? Verstaan, in the long run, as ek elke week 'n chocolate gaan eet, gaan ek dik word. So nee. Nee, verseker. En ek dink ook net, ek dink dit is 'n goeie herinnering ook van die feit dat mens moet waardeer dat daar mense met ander uitkyke rondom jou is. En om regtig ook, ek dink, dit gaan verseker in my eie lewe, dink ek, 'n baie meer aktiewe poging aanmoedig om ook te hoor wat mense rondom my dink. Ek dink juist deel van die feit dat ek baie keer ongeduldig is, beteken dat ek ran baie keer oor wat ander mense dink. En ek moet dalk baie meer geduldig wees om ook actually te sit en te luister en te sê, weet jy wat, ander mense het ander opinies, ander mense het ander maniere en agtergronde en dis waardevol vir my op die ou einde van die dag om te luister en kans te gee en in te neem wat ander mense te sê het. Ja, hoe sê Jordan Peterson, jy moet altyd na iemand luister asof hulle iets weet wat jy nie weet nie. Exactly. It's like opportunity to learn from someone. 100%. Okay, cool. Ek dink jy kan vir ons 'n like en subscribe gooi en dan. Okay, dit is die einde van ons episode. Like en subscribe. Sien julle volgende week, ek dink. Ja, volgende week. Bye. Bye.